Ons wonderlike Vader, dankie dat ons U woord het, dankie dat ons die wonderlike getuienis van die Heilige Gees in ons harte het. Dankie dat U met ons bemoeienis maak, dankie dat U ons met liefde omvou, dankie dat ons U mag ken, omdat U Uself aan ons openbaar. Dankie Vader Jahwe vir U goedheid en goedertierendheid elke dag in ons lewens. Van die kleinste dingetjies, dat ons kan asemhaal, dat ons kan sien, dat ons kan lewe, tot U reddende genade elke dag in ons lewens. Daarom ook vanmôre, wanneer ons so saamkom om U woord, is ons gebed, vorm ons en maak ons U welbehaaglik. Word dan verheerlik in ons samesyn, ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. Hartlike goeiemôre geliefdes aan elkeen van u. Lekker om so bietjie weer by die huis te wees. Kom ons blaai saam na Psalm 119 vir ons teksgedeelte. Psalm 119, ons gaan lees vers 105. Ons skryf bo aan die boodskap, die woord van Jahwe is ons lamp. Die woord van Jahwe is ons lamp. U kan saam bly na Psalm 119 toe. Van vers 105 af gaan ons lees, maar voordat ons gaan saam lees, voordat ons teksgedeelte gaan lees, in 'n geweldige onseker wêreld, is daar vir ons iets besonders gegee, as maatstaf, as riglyn, as anker en as vastigheid vir ons lewens. Stel ons 'n oomblik voor, sonder die Bybel. Stel ons 'n oomblik voor, dat die Bybel nie daar was nie. Wat is reg? Wat is waar? Wat is werklik? Dis net 'n oomblikse bestaan waarin ons is. En soos die prediker skrywer dan sê, wat is die verwagting van die mens? Niks. En die enigste verwagting wat daar is dit wat ons het in Jahwe. Want hy sê dit so mooi, is daar enigstens 'n gedagtenis aan hulle wat voor ons was? Ek wil vra, u oupa Groetjie se pa, wie was hy? Wat weet u van hom? Dalk is daar 'n uitsondering, dat een of twee dalk van hom weet, maar van die geslagte voor, buiten dit wat besonderlik in die geskiedenisboeke vir ons staan, of in die Bybel vashou, wat weet ons van daardie persone? Wat het oorgebly van hulle lewe? Net mooi, niks. Die Bybel is daardie beginsel van Jahwe wat vir ons leer. Hoekom is ons hier? Wat maak ons hier? Waar kom ons vandaan? En waarheen is ons op pad? En sonder die Bybel van Jahwe dryf ons maar in 'n ligleegte in die openbaring van Jahwe en sy woord, dryf jy maar net en is jou tydelike bestaan hier op aarde net 'n oomblik en jy heg soos in 'n postmodernistiese wêreld jou eie waarde en jou eie betekenis en jou eie absoluutheid aan jou lewe. En tog, dan kom dit in 'n oogwink tot 'n einde en al wat oorbly is 'n hoopie sand met 'n grafsteen. En daarom is dit so kosbaar dat ons die wonderlike voorreg het, dat ons 'n verwagting kan hê, dat ons 'n riglyn kan hê, dat ons 'n waarheidsbeginsel het wat vir ons lei, waarvan af kom ons, wie het ons gemaak, wie is besig met ons deur al die eeue en waarheen is ons op pad. En daarom is dit so belangrik dat ons die woord van Jahwe sal koester. Want so maklik word die woord van Jahwe net iets wat op ons bedkassie lê, iets wat ons so nou en dan lees, iets wat ons so nou en dan ons mee tyd besig hou, sonder om werklik die skat van die woord van Jahwe te besef. En dis eers wanneer jy jouself werklik indink sonder die woord. En as ons dink dat alles wat vir ons meegevat is in hierdie woord, as ons sonder dit nie geweet het nie, wat het vir ons oorgebly? En daarom is die woord van Jahwe so kosbaar. En daarom het Jahwe deur al die eeue beskik,
dat sy woord en die woorde van die profete en die wet en die evangelies en die sendbriewe vir sy volk neergeskryf is vir ons tot onderrigting, tot anker. En dan terwyl ons voordat ons lees, moet ons daar die gevaar insien om die Bybel te diskrediteer en af te breek. En dan ook deur dit om jou oop te maak vir enige ander vorm van openbaring, wat net lei tot misleiding, tot agteruitgang en die einde tot die dood. Van die Bybel is daar die woord van Jahwe wat lewe bring vir ons. En dit gaan onder andere gaan ons hanteer. Kom ons lees nou saam Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek het gesweer en dit gehou om u regverdige verordeninge te onderhou. Ek is baie diep neergedruk. Jahwe, maak my lewend na u woord. Tot sover lees ons. Die kernbeginsel, maak my lewend na u woord. Wanneer ons na die Bybel kyk, is die Bybel as woord van Jahwe nie net 'n stagnante klomp woorde nie. Dit is 'n krag, dis 'n openbaring, maar dis 'n krag wat werk. Want hierdie woorde wat neergeskryf is maar net die vorm om dit oor te dra aan ons, maar wat behou dit? Absolute waarheid. En hierdie absolute waarheid is 'n krag van Jahwe wat in ons lewens werk. En daarom is dit so belangrik dat hierdie waarheid deur ons ingeneem sal word, ons eie gemaak sal word en dit werklik geleef sal word, want wat doen hierdie waarheid? Dit bring lewe. En dit is die begeerte van elkeen van ons, om werklik te leef, om Jahwe te ken. En daarom, die woord van Jahwe is vir ons lewe, is vir ons lig en is vir ons die waarheid. En daarom enkele gedagtes, die van die wat notas maak, enkele gedagtes wat ek graag wil opper vanmôre, vanuit die woord uit waarin ons moet toets. Die eerste kosbaarheid van die woord van Jahwe, dis vir ons 'n erfenis. Die woord van Jahwe is vir ons 'n wonderlike skat, wat Jahwe vir ons laat erf het, en wat vir ons erfenis openbaar. Psalm 119 vers 111. Ek het u getuienisse vir ewig as 'n erfdeel ontvang. Hoekom is die getuienisse van Jahwe vir ons 'n erfdeel? Want dit is die beloftes van Jahwe aan ons. En elke belofte van Jahwe is ja en amen. En hoe ken ons daai beloftes? Deurdat ons dit kan lees. En daarom is die woord van Jahwe, elke belofte as woord van Jahwe is vir ons 'n wonderlike erfenis. Hoe weet ons het 'n verwagting? Hoe weet ons dat ons uitsien na iets? Hoe weet ons dat ons Jahwe se volk is? Hoe weet ons dat ons al hierdie wonderlike beloftes ontvang het? Want ons kan dit lees. En daarom elkeen daarvan is vir ons 'n erfenis. Ek wil amper sê, as iemand iets erf, dan doen hy soveel moeite om dit te bekom, om dit oor te neem, om dit aan te neem. Hoeveel te meer nie die woord van Jahwe, wat 'n geweldige erfenis is, onbeskryflik groot. En tog, die hartseer deel is hoe traag is ons om hierdie erfenis in besit te neem. Dit is ons baie makliker om ons met allerlei ander dinge besig te hou, soos die wêreld. En dit moet ons onthou, die wêreld het geen deel aan hierdie erfenis nie, dis u en my erfenis, ons is anders as die wêreld, die wêreld het geen deel daar, so vir die wêreld om hierdie erfenis te ontvang en daarmee om te gaan, het daar geen waarde nie, maar dis u en my erfenis, daarom moet ons moeite doen, om hierdie erfenis in besit te neem. Die tweede punt, die woord van Jahwe is vir ons 'n raadsman. Dit gee ons raad en dit lei ons. Wanneer ek die woord van Jahwe indrink, word dit 'n rigpunt in my lewe. Psalm 119 vers 24. Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne. Wanneer die psalmdigter dit kan skryf, Dawid dit kan skryf, dan sê hy, maar dit wat vir my wysheid gee, is die woord van Jahwe. En hoe meer ek die woord van Jahwe indrink,
hoe meer bring dit wysheid in my na vore deur die leef daarvan. Dit moet ons verstaan. Dis nie altyd dat jy net die woord op 'n spesifieke saak moet toepas nie. Hoe meer ek die woord eet, hoe meer wat bring dit in my voort? Lewe. Hoe meer dit lewe in my voortbring, hoe meer bring dit wysheid in my voort. Daarom is die woord soos raadsmanne vir elkeen van ons. Maar dan kan ons nie net die dag wanneer ons 'n probleem het skielik die Bybel gryp nie. Daai woord moet my wese vul en my wys maak om op te tree in die weë van Jahwe. Punt 3. Dit is 'n lamp vir my voet, soos ons nou genoem het in Psalm 119 vers 105. Dit maak vir my pad oop dat ek kan sien wat rondom my aangaan. Hoekom gebeur dit? Wat is my weg? Waarom? Ek hoef nie in die donker voor te strompel van struikelblok tot struikelblok nie. Ek kom agter, daar's werklikhede in my lewe, daar's dinge waarvoor ek moet waak, daar's dinge wat ek moet pas op, daar's dinge wat ek moet najag, daar's makliker weer en moeiliker weer, daar's paaie van struikeling en verderf en veroordeling, daar's paaie van lewe en lig, en daarom is die woord van Jahwe die lamp vir my, wat ek elke dag by my moet dra en koester, om daai weg van lewe vir my voor te bring. Hoeveel mense in hulle onkunde struikel in duisternis tot omdat hulle nie doen wat die woord van Jahwe sê nie. En is ontsteld en teleurgesteld oor alles wat met hulle gebeur, maar die woord van Jahwe word nie 'n lig op hulle pad nie. Daarom is dit belangrik vir ons as gelowiges, die 4de punt. Die woord van Jahwe is soos melk, waardeur ons moet opgroei, maar die woord van Jahwe is ook vaste spys vir wanneer ons opgegroei het. Hebreërs 5 vers 12, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woord van Elohim moet leer, en julle is weer behoeftig aan melk en nie aan vaste spys nie, 1 Petrus 2 vers 2, en verlang soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Kan 'n baba groei as hy nie melk drink nie? Nee. En kan 'n mens oorleef as jy nie eet nie? Daarom is die woord daardie brood wat ons elke dag moet eet. En alles wat ek vanmôre met u deel, weet u elkeen. Daar's niks niets nie. Maar hoekom ons dit vanmôre hanteer is, doen jy dit? En dis die vraag wat ons vanmôre moet antwoord. Nie, ek het dit al gehoor en ek weet dit nie. Die vraag is, doen jy dit? Eet ons hierdie woord en drink ons hierdie woord as melk wat ons laat opgroei. So kosbaar soos 'n baba daai versigtiging het na melk. So moet ons daardie versigtiging hê na die woord van Jahwe, waardeur ons groot word. En wanneer ons groter word, daai vaste spys van die woord, om dit in te neem tot eer van Vader Jahwe. Punt 5. Die woord van Jahwe is soos onverganklike saad. 1 Petrus 1, kom ons blaai saam soontoe. 1 Petrus 1 vers 23. In Petrus 1 vers 23. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van Elohim wat tot in ewigheid bly. Dis belangrik. Hierdie woord van Jahwe is onvernietigbaar. En ons gaan nou lees dat dit volbring dit waartoe dit gestuur word. Die lewende woord van Jahwe is onvernietigbaar. Sy woorde bly staan tot in ewigheid. Dit vind plaas. En die woord van Jahwe is dit wat in ons die nuwe lewe bring. Yeshua het gesterf en opgestaan, en wat lê hy in ons harte? Sy woord. Waaraan herinner die Heilige Gees ons? Aan sy woord, en sy woord bring nuwe lewe in ons. Is sy woord vernietigbaar? Nee. Kan sy woord ophou of minder word? Dis tot in ewigheid.
En daardie woord, en daarom as ons hierdie woord van Jahwe najag, wat bring dit in ons? Nuwe lewe. Dit verander ons. Die ou lewe word elke dag minder gemaak en die nuwe lewe kom na vore. Die 6de punt. Die woord van Jahwe is soos reën en sneeu. Soos reën en sneeu val op die grond en die aarde benat en vrug voortbring, soos die woord van Jahwe. Dit is altyd suksesvol wanneer ons daardie woord ontvang. Jesaja 55 vers 10. Kom ons blaai saam soontoe. Jesaja 55 vers 10. Jesaja 55 vers 10 en 11 gaan ons lees. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Wat is wonderlik. Jahwe sê, kan sy woord, dink vir 'n oomblik, kan Jahwe se woord leeg na hom toe terugkeer? Onverrig, sonder om die doel te bereik? Nee. Jahwe se woord is kragtig om sy doel te bereik. En daarom moet ons vir Vader Jahwe vra, Vader, stuur u woord in ons harte. Wanneer ons hierdie woord lees, anker dit, stuur dit in ons harte, dat dit ons harte verander, dat dit ons lewens verander, dat dit ons maak u welbehaaglik. Die kosbaarheid. Wanneer dit nou so droog is in ons land en daar val water, wat gebeur in 'n oogwink? Nuwe lewe. Daarom is dit so belangrik, hier ken al daai verhaal wat ek altyd vertel het van die ou vuil kolesak, van die vuil kolesak wat skoon gewas word. Daai, of jy dit nou wil weet of nie, die woord van Jahwe werk in jou lewe. En partykeer lees jy Bybel, jy verstaan dit nie. Maar die woord van Jahwe is kragtig. Volhard. Gaan aan met die woord van Jahwe. Gaan aan met die woord van Jahwe. Dit bring lewe in jou. Dit bevogtig jou hart, dit bevogtig jou lewe en dit bring lewe voort. Daarom is die woord van Jahwe so kosbaar. En die woord van Jahwe is soet. Die 7de punt sê, die woord van Jahwe is soeter as heuning. Psalm 119, kom ons blaai saam so in toe vers 103. Psalm 119, vers 103. Voordat ons dit lees, wil ek vra, hoekom is die woord van Jahwe vir ons soet? Hoekom is dit, is dit vir jou, hoekom vergelyk die psalmdigter dit met iets wat so lekker is, wat jy wil inneem? Want dit is 'n wonderlike verwagting vir ons. Dit gee vir ons die beloftes van Jahwe, sy woord, wat vir ons hierdie, ek kan nie wag nie, gevoel gee van dit wat voor hom. Sê Jahwe, ek is so dankbaar vir u beloftes. En selfs ook in tye van swaar kry. Hoe weet ek Jahwe gaan my help in tye van swaar kry? Wanneer daar iets is wat onseker is, as ons nie weet wat nie. Voor die tyd het ek en Jan Hendrik vinnig daaroor gepraat, dit wat gebeur, dit waaroor ons onseker is, hoe weet ons Jahwe gaan môre getrou wees? Sy belofte en hy was getrou in die verlede. En dit is vir ons neergeskryf, sodat ons dit kan sien, sodat vir ons 'n kosbare verlustiging is. Vers 103, hoe soet is die beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Ek wil tog vir jou vra, is die woord van Jahwe vir jou soet? Of lees jy dit maar net om te lees? Vanaand is jy maar net daar op die bed, en dan lees jy gou vinnig om klaar te lees, dat jy daarom kan gaan slaap, of môreoggend, of is Jahwe se woord vir jou verlustiging? Kyk jy daarna as, hierdie woord is waar, hierdie woord is lewe,
Hierdie woord is kragtig, hierdie woord is ewig, en hierdie woord bring die lewe in my voort. Ek wil dit indrink, ek wil dit ineet, want dit bring lewe voort in my. Punt nommer 8. Die Bybel is ook 'n hamer en vuur. Nou, wat het dit te doen met die Bybel? As ek so vinnig vir u kan dink, wat doen hoekom sê die woord, die profete, dat die Bybel is soos 'n hamer, die woord is soos 'n hamer en soos vuur. Dit verpletter alles wat nie tot eer van Jahwe is nie. Dit openbaar dit. Jeremia 23, kom ons blaai saam so intoe. Jeremia 23. Ons gaan vers 29 lees. Verskoon, Jeremia 23 vers 29, is my woord nie soos 'n vuur spreek Jahwe, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Nou in hierdie konteks gaan dit oor die valse profete wat valslik profeteer, en die woord van Jahwe is daar om al die valshede te vernietig en te openbaar. Wat doen die woord in my lewe? Die woord openbaar ook in u en my lewe dit wat nie tot eer van Jahwe is nie. En wanneer ons dit dan lees, is dit belangrik dat ons sal gehoor gee. As die woord vir my sê dat ek lankmoedig moet wees, wat moet ek doen? Ek moet dit nastreef. Wanneer die woord vir my sê, moenie kwaad word, of moenie sondig wanneer ek kwaad word nie, wat doen ek? Dan laat ek dit nie toe nie. En dit openbaar in my, want baie keer kan ons onsself regverdig. En ons bou so 'n beskermingsmeganisme oor ons sonde, en ons sê, dis nie so erg, die woord van Jahwe verbruisel en verbrand dit wat ons wil beskerm, en sê, dit wat jy doen is verkeerd. Leef die waarheid, leef die lewe. En dan die laaste punt nommer 9. Die woord van Jahwe, soos ons almal ken, is 'n swaard. Die woord van Jahwe is daardie geestelike wapen, daardie wapen van ons stryd, waarvan Korintiërs sê dat die wapen van ons stryd is nie vleeslik nie, maar is kragtig deur Jahwe om vestings neer te werp, en elke vesting wat opgewerp word teen die kennis van Elohim, wat ons verhinder om Jahwe te ken, wat doen die swaard, die woord? Hy is daar om dit te vernietig. Hoe lyk daai vestings wat opgewerp word in ons lewens? Minderwaardigheid, Jahwe het my nie lief nie, want kyk wat het ek al alles gedoen in my lewe. Ongeloof, Jahwe kan my nie van hierdie omstandighede, hy kan my nie hiervan weerhou, hy kan my nie bewaar. Ek is moedeloos en hopeloos in hierdie omstandighede. Wat dit ook al mag wees in ons lewens, wat daar is, die woord van Jahwe is om daardie skans af te breek. Efesiërs 6 vers 17, jy kan maar net luister. En neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van Elohim. En hierdie woord spreek in jou lewe, en dit bring lewe voort in jou lewe. En dit wat skanse maak, jou vrese, jou onsekerhede, jou minderwaardigheid, jou eie ek, jou watter vorm dit ook al mag wees in jou lewe, hierdie woord kom en hy spreek dit aan, en soos ons sê, soos 'n hamer en soos vuur verbrand hy dit, en hy vernietig dit, en hy sê, vergeet van al jou vleeslike goeders. Ek is lewe. En dan vergeet ons baie van ons emosies, en ons bitterheid, en ons jaloesie, en ons veroordeling, en ons fout vind, en ons kritiek, en ons blaam, en al daai dinge, sê Jahwe, U is lewe. Daarom, bring die woord in U en my harte, die lewe van Jahwe. En daarom is die doel van die Bybel, die doel, in Bybel beteken maar net die versameling van die woord van Jahwe. Daarom is die doel van die woord van Jahwe, om verder ons te waarsku. Een van die baie belangrike, 1 Korintiërs 10 vers 11, kom ons blaai saam so intoe. 1 Korintiërs 10 vers 11.
Is daar een van ons wat eendag sal kan sê, maar ons is nie gewaarsku nie, ons het nie geweet nie? Vers 11 van 1 Korintiërs 10. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom. Hy praat van die hele geskiedenis wat neergeskryf is van Israel, van die tog deur die Skelfsee, die hele uitredding, die hele geskiedenis. En hy sê al hierdie dinge, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeeld en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Gaan een ek 'n waarskuwing hê om vir Jahwe te sê, ons nie geweet nie. Alles wat gebeur het, dis die kosbaarheid. As ons nie hierdie woord van Jahwe gehad het en Jahwe sy woord aan ons gegee het nie, dan het ons nie geweet wat in die woestyn gebeur het nie. Dan het ons nie geweet wat alles in deur die eeue plaasgevind het nie. Maar Jahwe het in sy volmaaktheid beskik dat dit oorgedra moet word, dat dit vir ons sy woord neergeskryf moet word vir elkeen van ons, dat ons dit kan lees, sodat hy kan sê, maar die ongelowiges het in die woestyn gesterf. Sodat hy verder kan sê en sê, daarom moet julle in geloof wandel, want as jy nie deur geloof in die heiligdom ingaan nie, sal jy sterf in die woestyn. Jy is gewaarsku. Die tweede punt, die Bybel werk die doel daarvan is om 'n sekerheid in ons te werk. 1 Johannes 5 vers 13. 1 Johannes 5 vers 13. Dit het ek geskrywe aan julle, 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van Elohim, sodat julle kan weet, ek wil hê julle moet, elkeen moet nou hoor, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van Elohim. Geliefdes, wat 'n wonderlike getuienis het ons, die woord sê vir ons, as julle glo. En wanneer ons dit glo en dit bely en daarin wandel, dan skep dit 'n sekerheid vir ons, dat ons kan weet. En daarom, net soos die Bybel die een is wat ons waarsku, is die woord van Jahwe hom wat ons ook sekerheid gee vir die gelowiges, en wat daardie vastigheid en vrede in ons harte bring. En dan die wonderlikheid, die woord van Jahwe is vir ons 'n seën. Die woord van Jahwe is 'n wonderlike seën vir elkeen van ons. Dit is soos 'n kosbaarheid. Dink maar aan Psalm 1. Kom ons blaai saam so intoe na Psalm 1 toe. Ek dink die meeste van ons ken dit uit ons koppe uit. Psalm 1, ons lees vanaf vers 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van Jahwe, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Wat bring die woord van Jahwe, as ons daai woord van Jahwe doen, wat bring dit in ons lewens voor? Seën. As ons daai woord volg en hoor, en daarom word Yeshua die lewende woord, wat vlees geword het en onder ons kom word. As ons dit glo en gehoorsaam en doen, wat ontvang ons by Yeshua? 'n wonderlike seën, blydskap en vrede. En dit vul ons harte, wanneer ons daai woord koester, en wanneer ons dit glo. Die vierde punt in terme van die doel van die woord van Jahwe, is, die Bybel is daar in die woord van Jahwe, sy doel is, dat die disippels is die volgelinge van Yeshua,
daardeur versterk kan word. Dat ons dit kan lees en dat ons versterk en toegerus kan word om Jahwe te volg. 2 Timoteus 3 vers 16, kom ons blaai saam soontoe. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur Elohim ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van Elohim volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So wat doen die Heilige Gees, wat doen die woord van Jahwe? Dit, soos dit so pragtig, dit weerlê, dit wys ons tereg, dit wys ons die regte pad, dit leer ons elke dag, sodat ons wat kan wees? Toegerus vir elke goeie werk. Sodat elke gelowige die goeie kan doen. Het ons 'n verskoning om nie die goeie te doen nie? Nee, want ons is toegerus daartoe. Ons het die leiding ontvang om dit te kan doen, die keuse is of doen ons dit. En dan die pragtigheid, die Bybel is daar, die woord van Jahwe, om ons lydsaamheid te leer en ons te bemoedig. Want wat is een van die belangrike dinge wat gebeur in ons lewens? Ons word moedeloos. En ons voel maar, ek doen al so lank die regte ding, hoekom is daar nie net vir my volkome verlossing nie? Hoekom is daar nie net volkome oorwinning nie? Wie van julle sukkel met 'n probleem? En as jy hierdie probleem opgelos het, dan het jy nog 'n probleem, en as jy daai probleem opgelos het, dan is daar nog 'n probleem, en as jy daai probleem opgelos het, dan is daar nog 'n probleem. Ek kan onthou toe ek 'n kind was, dat ek so op die bed gesit en hierdie ding so bekyk oor probleme, en dan dink ek elke keer, dat, as kind het jy mos nou een groot probleem. Daar's een probleem, as jy daai probleem kan oplos, dan is die lewe vrede op aarde. En as daai probleem net opgelos was, dan is daar 'n nuwe ene. En as daai ene net opgelos word, dan sal weer een wat opduik. En daarom is dit so kosbaar, dat die Bybel, dit wat vir ons neergeskryf is daar, sodat ons daarna kan luister, Openbaring 1 vers 3, sodat ons daardeur kan hoop, Romeine 15 vers 4, dat dit vir ons tot lering en onderrigting is, Lukas 24 vers 25, en 2 Timoteus 4 vers 2, en dan finaal, tot ons redding. Kom ons blaai saam na Jakobus 1 toe. Jakobus hoofstuk 1. Jakobus hoofstuk 1, ons lees daar saam vers 21. Jakobus 1 vers 21, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Die kosbaarheid waarvan Jakobus getuig is dat ons hierdie woord sal ontvang. Hierdie woord wat vir ons saamgevoeg word in die Bybel is ons erfenis. Dit is vir ons 'n raadsman op ons weg. Dit is dit wat ons laat groei, waardeur ons opgroei. Dit is die saad in ons wat die lewe voortbring en dit bring en dit val in ons harte en dit bring die lewe van Yeshua voort. Dit is presies dit wat vir ons gegee is tot waarskuwing, tot sekerheid, tot oortuiging, tot toerusting, dat ons volkome toegerus is vir elke goeie werk. Ek wil afsluit vanmôre. Is die woord van Jahwe vir jou 'n verlustiging? Of is die woord van Jahwe iets wat op jou bedkassie lê?
Is die woord van Jahwe vir jou werklik lig? In 'n wêreld waar dit ongewild is en nie belangrik is nie, is die woord van Jahwe dit waarin jy jou werklik van jongs af verlustig om te sê, hierdie woord wil ek in my lewe indrink. En dat ek derentyd met my lewe besig is met die woord van Jahwe. En daarom wil ek sê, ons het die voorreg om vandag die woord van Jahwe op ons selfone te hê, as jy nie jou Bybel by jou het nie. Jy het so baie MP3 Bybel wat beskikbaar is. Daar's soveel maniere, lofliedere wat die woord van Jahwe getuig in ons harte. Hoe besig is jy om die woord van Jahwe in te drink? Want die woord van Jahwe is dit wat lewe in jou bring. Want hoe meer ek dit indrink, hoe meer word ek dit. Mag dit wees, dat elkeen van ons deur die indrink van die woord van Jahwe, die woord van Jahwe word, tot verheerliking van hom. Kom ons staan en bid ons saam. Vader Jahwe, dankie vir u woord, wat lewe is. Vader Jahwe, help ons dat ons 'n sensitiwiteit sal ontwikkel vir u woord. Dat ons, wanneer ons met u woord omgaan, ons dit nie net lukraak sal lees, om maar ons gewetens te troos nie, maar dat ons werklik sal oplet, werklik ingesteld sal wees, wat is u woord, en wat sê u woord, en wat deel u woord aan ons. Vader Jahwe, dankie dat ons u mag dien, dankie dat ons u mag eer, dankie dat u woord tot ons harte spreek, en help ons dat ons u woord sal koester, tot verheerliking van u wonderlike naam. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Kom ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.